Die spysverteringsstelsel. Voedsel wat ons eet, gaan ons mond binne. Voedsel word afgebreek deur middel van ons tande en ons tong te gebruik. Enige voedsel wat ons inneem, word in klein stukkies opgebreek en meng met 'n sagte massa en dit word die meganiese verteringsproses genoem. Die chemiese verteringsproses vind ook in ons mondjies plaas wanneer dit meng met ons speeksel of soos ons dit ken, ons spoeg. Die voedsel beweeg af in ons slukdarm en ons slukdarm stoot die kos tot by die onderste deel wat dan ontspan en oopmaak en al die voedsel gaan ons maagies binne. Voedsel word tydelik in ons maag gestoor en dan word daar 'n proses met die naam van vermenging plaasgevind. Die voedsel word met ons maagsappe en die maagsure gemeng. Hierdie mengsel wat in ons maag vorm word chyme genoem. Hierdie mengsel word in klein hoeveelhede in ons dundarm vrygestel. En in die dundarm vind daar vertering van verskeie voedingsstowwe plaas, soos proteïene, vette en koolhidrate. Wanneer die voedsel in ons dundarm is daar ander voedingsstowwe soos suiker, vetsure, vitamiene en minerale wat deur ons bloedstroom absorbeer word en op so 'n wyse na die res van ons liggaam versprei word, sodat ons energie kan hê om te beweeg en meer. Alle voedsel wat nie deur die dun darm verteer is nie, beweeg nou na die dik darm toe. So dit wil sê verskeie deeltjies van die voedsel wat nie deur die dun darm absorbeer is nie, wat meeste van die tyd bestaan uit veseldeeltjies, 'n klein bietjie water en verskeie bakterieë, is dis dan nou in die dikdarm. Hierdie bestaan ook uit ander sekere verbruiksels wat nie goed is vir die liggaam nie en nie verder deur die liggaam gebruik kan word nie. En dit moet dus die liggaam verlaat deur 'n sekere aksie wat jou dikdarm neem, word hierdie oorblyfsels dan uit jou liggaam uitgestoot en verlaat die liggaam heeltemal. So dis van jou mond tot die einde van jou dikdarm is hierdie die spysvertering proses. Die spysverteringsstelsel. Voedsel wat ons eet, gaan